en ek wil vir u kom dankie sê, Here. Here, dankie vir hierdie geleentheid wat ons nou het om in hierdie gebied uit te gaan en vir mense van Jesus te vertel, Here. Dankie, Here, dat ons u liefde met hulle kan gaan deel, Here. Here, dit is altyd vir my skokkend as ek die syfers lees om te dink, daar is 800 miljoen mense in die wêreld wat nie weet wat Coca-Cola nie. Maar daar is 3,4 biljoen mense in die wêreld wat nog nooit die naam Jesus Christus gehoor het nie. Here, ek bid dat u vir ons vandag die geleentheid gee, dat ons op die regte tyd, op die regte plek sal wees, Here. En Here, terwyl ons beweeg, bid ek dat u 'n vuur in ons sal aansteek, Here. En Here, laat ons vandag 'n kind, 'n tiener, 'n ouer mens sal aanraak, wat u geroep het nog altyd om in die evangelie hierdie omgewing te swaai. Laat hy vandag swaai en voluit op u begin vertrou. En laat hy sy roeping sal uitsaai in die naam van Jesus Christus. Dankie, Here, vir alles wat u doen. Amen. Omdat ons, kyk hierdie noem hulle die groen Kalahari. Okay. Vandag is hy, ek dink 28 grade. Gewoonlik ons temperatuur in die somer, as julle vir ons ooit in Desember kom kuier, ons dagtemperatuur is 45, en dan kry ons kry ook dan hittegolwe. Daar's altyd so 3-4 dae wat hy 51-52 grade Celsius slat. Dan maak ons letterlik, kyk jy, dan maak jy sien, dis gewoonte, die winkels maak oor lunchtyd toe. So hulle maak eers later oop, spesifiek vir die hitte en goeders. Het geweet ons kom. Nee, hulle gaan nou oopmaak. Dis wat ek nou wil sê. Stap 2, wanneer jy in Appington omgewing is, kort jy altyd iets om te drink, terwyl jy so beweeg. So, hoe laat is dit nou? Sorry. Kwart oor 2. Great. Oor 15 minute gaan hulle oopmaak. Ons gaan gou julle in groepe opdeels langs, gou ons materiaal wat ons gaan versprei uitdeel alles, en net so 'n paar basic reels deurgaan, wat ek glo julle weet, maar ek vat 'n voorbeeld. In hierdie gebiede wat ons nou is daar prostitusie, daar is dwelms, daar is oumas wat nou by die huis besig is om skoon te maak, alles, en ek noem dit sommer vir die mense daar by die huis ook, stap 1 wat ons nou gaan doen, wanneer ons deur die straat beweeg, en ons nader huis, in hierdie gebied, mans, nou soos ons nou staan, is dit fyn, maar mans, die oomblik as jy die hekkie nader, haal af jou hoed. Hulle, as jy met 'n ouma of iemand hierso praat, of bid spesifiek met 'n hoed aan, dan sien hulle dit as 'n vorm van disrespek. So, en dit is sommer 'n goeie ding. In elke streek is daar iets wat 'n mens kan leer. Vir julle gou iets deur te gee. Ek het hierdie les baie swaar geleer. Toevallig in Noord-Korea, of dis eintlik teen hulle wet om hulle Noord-Korea te noem. Hulle is die DPRK, Democratic People's Republic of Korea. Hulle sê hulle is die true Korea. So, terwyl ek daar is, een van hulle customs, as ek so kan stel, is die oomblik as jy kos opeet, dan bring hulle vir jou nuus. Hulle bring altyd so 5-6 disse, so as jy iets opeet, dan bring hulle vir jou nuus, want dan het jy nie genoeg van dit gehad he. Ons custom is, eet die slegste kos eerste op, en kom by die lekker kos later. Toe ek die derde keer hierdie baie slegte kos eet, want ek wil dit net verbykry, want ek wil nie hierdie mense gesigstaar hê, verstaan? Dan eet ek hom klaar, as ek oorgaan, dan bring hulle weer van daai, dan dink ek by myself, wag, kom ek maak hom klaar voordat ek oorgaan. So oral is customs waar jy altyd gaan, in hierdie area is die custom om maar net jou hoed en swaan af te haal. Ongelukkig in die Noord-Kaap, armoede en werkloosheid is 'n groot probleem. Dit is die grootste probleem. Wanneer mense vir geld vra vir julle, moenie geld gee nie. Okay? Wat julle wel kan gee, wanneer ons môre byvoorbeeld in Appington is, daar sekere gemeentes wat ek gereël het mee en gesê, hoor hierso, as ek iemand op straat kry, gaan hulle na julle toe stuur, en as julle nie in die gemeente kan vir hulle gee nie, kontak my asseblief. Okay. So as ek op die straat beweeg, ja, hier en daar, dan lei die Here op my hart en sê, koop vir hierdie ou brood, of koop hierso kos, of so. By all means, dan doen ons dit. Maar, andersins sê ek vir hom, hoor hierso Sondag, hierdie en hierdie tyd, wees daar by die gemeente. En dan weet ek, hy kry die woord van die Here, en hy word dit. Yes, en hy kry ietsie, en
dis 'n recurring ding. As hy terug gaan kom, hulle gaan vir hom help. Dis 'n community waar hy inskakel. Alright, so dis punt nommer 1. As jy hierso mense kry wat geld vra, moenie wel wat ons gaan doen, as die kindertjies begin altyd so 'n bietjie opsamel, dan gaan ons in, dan koop ons R50 se loslekkers en 'n paar twizzas en dan gee ons vir hulle en ons bid vir hulle en ons joke so 'n bietjie met hulle en ons sê vir hulle Jesus het hulle lief en ons loop. Okay, so dis iets wat ons hier gaan doen. Maar wanneer jy by die huis aankom, hoed af, dan vra jy net, hallo ouma, ek wil gou hoor, kan ek gou vir ouma 'n gebed kom doen vir die huis? Hier is hulle redelik oop. Dan sal hulle sê, kom maar in en dan eenvoudig, dan sê jy, waarvoor kan ek vandag vir julle bid? En dan sal die gees van die Here jou lei en oorvat. Wanneer jy ouens sien wat besig is om te rook en goeders op straat, die evangelis in jou wil uitkom en sê, weg in Jesus naam. Dis hy. Ja, maar nader in liefde en sê, Jesus, hoor jy, waarvoor kan jy vir jou bid vandag? Is daar iets want jy weet nooit, het daai ou vanmôre in die bed gelê en gesê, Here, U gee nie om oor my nie. Wys vir my 'n teken dat U lewe. Ja. En jy kom op sy pad vandag hier. Okay. So dan gaan ons gaan net lekker deur beweeg en met hulle gesels. En as iemand vir jou sê, hoor hierso, en dit gebeur, jy bid nie vir my nie. Dan sê jy 100% mag die Here jou seën en dan draai jy om en loop. Respekteer sy besluit. Ja, jy sê nog steeds, die Here het jou lief en dan kom ons weer. Nou ons bring gou vir my daai ABC boekie en een van die pamfletjies. Ons gebied, dis ook 'n ander ding. Jy kyk natuurlik jou tale in jou gebied. Bo by julle is daar baie tale. Ja, kyk julle kort baie pamfletjies. Hier by ons is geseënd. Dis Afrikaans. Jy praat heel Afrikaans vandag. Jy hoef eers Engels. As jy Engels ou raakloop, neem vir ons 'n foto want ons ken nie sulke mense hier in die Noord-Kaap nie. So ja, laat weet. Sien jy kom ek so gemaklik. Jy's ingevoer. Ja, nou vra hy vir my. Nou wat van my? Ek's Engels. En hy's ingevoer, hy tel hè. So ja. Ja. So nou net 'n grap, nie grap nie, maar dis ernstig. Die Here het my wakker gemaak een oggend. Ek het gaan afsonder met 'n karavaan haal langs die dam. Nou ek baie lief vir die visstokke. En ek het gaan afsonder, maar nou het ek die boek Handelinge deurgewerk, geskryf, opgesoek en hard gewerk. Die derde oggend, toe maak stem my wakker en hy sê, staan op, ek wil met jou praat. Ek skrik my, kyk of die karavaan gesluit is, ek nog iemand het ingebreek. Maar ek maak oop en die Here sê vir my, ek moet Jesegiel 2 en Jesegiel 3 tot by vers 11 gaan lees. En onder andere, toe sê hy vir my, jy sal in jou taal gaan bedien. Nou dis hoekom ek so lief is vir die Noord-Kaap, want ek gaan my taal hier bedien, Afrikaans. Amen. Ons het drukkers wat 'n baie goeie prys vir ons gee. Hulle vra vir 5000 van hierdie gedruk, volkleur voor en agter, R1800. Wat 'n baie goeie prys is. Jy kry dit. Jy kan met ons praat as jy julle persoonlike nommers en so natuurlik wil opsit. Maar hierdie is die ene wat ons mee loop. Ons sit hom in die karre se windscreens. Moet asseblief nie later raak dit 'n kompetisie wie kan die vinnigste en dan ruk hulle dalk 'n kar oop. As iemand in die kar sit, goeiedag meneer, goeiedag mevrou en dan gee hom daarso aan. Dis die ene wat ons vir almal uitdeel. Dit is 'n introduction om bekeer te raak. Okay, dan indien jy vandag iemand na die Here toe lei. Ons het so 'n ABC boekie, noem ons dit. Nou ons het hom al vertaal in 'n paar tale, want baie keer as ons vlieg, ek vat nou 'n voorbeeld as ek nou weer Oekraïne toe gaan. Dis nice om Ukrainian Bybels te hê en uit te deel. Veral in Oekraïne, net vir interessantheid, die gemeente wat daarso is, die ortodokse gemeente. Hulle lees in Latyns vir die mense Bybel. Die mense by die huise het die Bybel sê en hulle het rympie gebede. So hulle het nie 'n verhouding met Jesus nie. Hulle weet nie eintlik wat gaan vir wat nie. So dit is nice om die Russiese Bybels kan oorvat of Ukrainian Bybels en te versprei daar. Maar jy kan ook net soveel op 'n slag oorvat. Jy het net limited hoeveel spasie waarmee jy kan travel. So ons het hierdie ABC boekie waarmee ons travel wat handel vanaf, hier kan julle sien, almal bekering, vat charge, doop, evangelisasie, God, heiligmaking, inligting, you name it. Maar net 'n crash course wil ek amper is. En dan ook
vir wie jy kan bel om by Jesus uit te kom. So daar gaan van hierdie in julle groep wees, wat julle ook dan kan vir mense gee, spesifiek die wat hulle harte vir die Here gee. Okay. So daarso, julle kan daarso deurkyk, maar stap 1 nou, was gebed, stap 2, ons gaan ietsie lekker kry om te drink en dan vat ons dit daarvan af. Die ouens is hierso nou in spanne uit. Ons het die ander 2 spanne gesoek, ons kry hulle nog nie, ons gaan nou weer 'n draai ry en om gou by hulle net te hoor wat gebeur sover. Julle staan nou spesifiek vandag hierso voor en die kindertjies wat hierso is, word lekker bedien en sweeties voorgekoop en julle vertel die mense van Jesus wat so in en uit beweeg. Nou, eerstens, wie is julle en van waar af kom julle? Ek is pastoor Sakkie Roo van Sekunda af, by Sessie gemeente. Was vir ons 'n voorreg om hier te wees, ons het dit geniet. Ons het hier na toe gekom juis vir sulke goedjies en vir kindertjies en goed om die evangelie te verkondig. Ek weet julle is hier om dit te doen, maar dis baie keer goed om nuwe bloed in te bring en ietsie anders te doen. Maar ja, dit gaan oor die Jesus Christus, dit gaan vir ons oor die koninkryk visie. Ons is nie om 'n kerk te promote nie, ons is hier om Jesus te promote. En ons kom in die oordanigheid van ons gemeente, bid met hulle seën en alles, maar ons is hier om te kom sê, ons is daar om te ondersteun, om daai klein sielietjies vir die koninkryk van Jesus te wen. Dis waarvoor ons hier is. Maar wanneer ons die groot mense raakloop, dan is dit ook, ken jy Jesus? Great. Dis soos julle sê, like jy Jesus. Great. Jesus like jou. Amen. Wat 'n experience is dit vir jou sover om die kinders te sien wat hierso is en baie van hulle, ja, hulle is net nie so bevoorreg soos wat ons is, om eerlik vir jou te sê. Dit is altyd 'n voorreg. Die kindertjies is altyd ontvanklik en bereid om iets nuuts te weet en iets nuuts te hore te kom en daarom is dit 'n voorreg om hulle te kan bedien en ek weet van nou af kan hulle nie stil bly nie, gaan hulle huis toe, hulle gaan vir mamma en pappa ook van daai pamfletjies gee en so kan hulle hele huishouding bereik vir Jesus Christus. Wie is julle, waarvan af kom julle? Ja, daar is ook ek sal my eerste antwoord. Man, ons is daar van Sekunda af. Ja, my naam is Hein Leroux, ons is daar van Sekunda af en ag, dis lekker vir ons om die Here te dien. Dis lekker om hier te wees. Toe ek hoor van die uitreik by pastoor Sakkie, toe sê ek, "Jo, nee, ons kan dit nie mis nie. Ons moet saamkom." Dis ook hoe my hart klop vir die evangelisasie. Dis ook hoe my hart klop vir mense wat die Here nodig het. Ag, en waar hulle behoefte het. So ek dink regtig van ons kant af met dit wat ons kon saambring, met dit wat ons kon doen, moet ons doen. Die tyd is so min. Jy weet, die uur van die uurglas van die Here is besig om uit te loop. So tyd is vir ons baie bekosbaar of kosbaar, sodat ons elke minuut wat ons het, dat ons kan doen wat ons vir die Here nog kan doen. So ja. Amen, amen. En wat het dan nie so ver beleef vandag al? Wat ek beleef het, nee, ek het nogal baie geleer vandag. Kyk, hierdie was heeltemal uit my comfort zone uit gewees en ek het met baie mense gesels, jong mense, 2 jong girls wat ek mee gesels het. Hulle het 'n probleem gehad met hulle gesondheid. Ons het vir hulle gebid. Daar was 2 ander dames wat hulle harte ook vir die Here gegee het wat ek met hulle kon gedeel het die evangelie. Ja, ek het net baie geleer vandag. Prys die Here. Ja, een wonderlike ding terwyl ons op en af gery het om julle te soek eintlik in strate, geloop daar 2 dames en 'n man verby ons en terwyl hulle besig was om te loop, toe lees hulle daai bekeringsgebed hardop terwyl hulle besig is om te loop. So prys die Here vir die verskil wat kom. Absoluut. Jy kom uit jou comfort zone uit, gaan try dit. Ja. Gaan 'n mens foute maak? Yes. Absoluut. Ek maak nog elke liewe dag foute, vang nonsens aan baie keer alles, maar ons leer daaruit en dan beweeg ons aan.